Mense, ek wil met u vanoggend gesels oor geboorte. Fisiese geboorte en geestelike geboorte. Nou, almal wat nou hier sit, julle weet nou, julle het deur 'n fisiese geboorte gegaan. Is dit so? Ja, as dit nie so was nie, sou jy nou nie hier gewees het. Alright. Maar nou, daarso is nou 'n dingetjie. Die oomblik as ek en jy gebore word, dan gebeur daar iets. Wat gebeur daar? Is the breath of God comes into your body. Okay? Die asem van die Here, dis hy wat daai asem vir jou gee. En dan begin jy huil. Gewoonlik. Basie, dit is mos so, né? Wie is almal die verpleegsters hierso? Was dit net ja. So, en dan om die geboorte om daai asempie te kry, as hy nou sukkel, dan kry hy nog so 'n klap op die boutop. Kom, ja, kom dit so. Hoor hierso, hierdie tannie, sy het lank verpleeg hoor. Nee, dit is nou maar so. Nou, en dit maak ons gewoond aan pak slaag. Ja? Ok, wie het nog nooit pak slaag gehad? Kyk, sak. Kyk, ek gaan nou nie snaaks wees nie. Ek was 'n bittere baie. Kyk, ek was my ma se soetste seun, maar was ek enigste seun op hoor. Maar ek was bitter stout. Regtig, ek was bitter stout. Ek het bitter baie pakslaag gekry. En toe ek op skool was ons nog lyfstrap ook gekry. Vra maar vir Sakkie, ons is geroer hoor. Ons is geroer. Nou die fisiese geboorte, kom ek kyk, ek lees vir julle nou net 'n ding hierso. Hy sê, wat is geboorte? Kom ek verduidelik vir julle. Dit die begin of oorsprong van die lewe, waarin 'n lewende wese in die wêreld kom. Met so 'n klap en dan haal hy asem. The breath of God. Daar sê hy sê die skrif maak ook 'n onderskeid tussen 'n fisiese geboorte en 'n geestelike geboorte. OK? Hy sê en dring daarop aan dat 'n persoon nie net fisies nie, maar ook geestelik gebore moet word om 'n vol lewe te kan lei. Hoor nou wat ek sê. Jy is nou gebore. OK? Haal jy asem. Wys my. Ja. Nee, Mr. Adams. So jy lewe daarom nog, né? Nee. Ja, okay. Ja, ons voel baie keer baie moeg, maar ons lewe daarom. Maar die uiteinde van die saak is, ek en jy moet geestelik ook, hoor dan, wedergebore word. Want as ons nie wedergebore word nie, dan is daar 'n paar dinge wat nou verkeerd gaan in ons lewe. Die heel eerste ding wat verkeerd gaan, is ons wil doen en maak net wat ons wil. OK? Die tweede ding wat gebeur is, ek en jy kan nie by God uitkom. Daarom is dit noodsaak om 'n vol lewe, onthou nou om 'n vol lewe te lei. Is jy reg? Jy verstaan dan 'n bietjie Afrikaans. Alright, yes, sê vir my. Yes. Nou, om 'n vol lewe te kan lei, moet ons nader aan God beweeg. Met ander woorde, dan moet ek en jy tot wedergeboorte kom. We must be born again, born from above. Ek sal jou 'n bietjie help vandag, is dit reg? Alright, cool. So ek is nou nie Engelsman nie, my van is Engels, maar ons kyk nou maar. Fisiese geboorte, kom ons kyk. Wieks, wil jy nie vir my asseblief 1 Johannes 5 vers 1 tot 5 lees nie? Wat dit nou kom Salome. Begin nie my oë hierso.
Is jy daar Salome? 1 Johannes 5 vers 1 tot 5. Maar jy moet nou reg lees, né? Ja, jy moet harder, jy moet kaptein. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Amen. Ek moet nie sê nou weer agtervraag nie. Jy moet nie sê nou weer agtervraag nie. Ok, nee, dan is dit reg. Dan is dit reg. Of was dit nie, of was dit nou iets wat sê nou weer agtergeraak het? Onthou, God skep alle dinge. Psalm 71 vers 6. Ons het nou nie die goedjies hier so op nie, want ons tegnologiese, ek is tegnologies gestremd, so ons manne wat die tegnologie ken en daai goed is nou nie hier vandag nie. Hulle is nou so 'n bietjie weg. Dis Psalm 71 vers 6 sê. Hy sê op U het ek gesteun van geboorte af. Hoor daar wat hy sê. Die psalmdigter sê so, hy sê op U, op God het ek gesteun van die geboorte af. Van my moederskoot af is U my bevryder. Oor U is my lof altyd deur. Ek en jy moet God loof en ons moet hom prys elke oomblik van die dag. Psalm 139 vers 13. Ek gaan stadig deurgaan dat ons kan blaai. So ek weet julle is bietjie bederf met die goed wat ons altyd hier so op die bord sit. Hy sê, want U het my niere gevorm, my in my moederskoot se skoot geweef. Nou, daar's een ding wat ek en jy doen, van geboorte af, totdat ons verstand het. Ek weet, okay, ek wil nou net so, party van ons kry verstand eers as ons omtrent 50 is. Okay? Ander kry verstand so bietjie voor die tyd. Alright. Ja, kyk nou maar net, luister, kyk nou maar net na 'n jong man en 'n jong meisie. As hulle twee by mekaar kom, dan is alles deur mekaar. Kom, is dit die waarheid? Kom nou. Ja, maar hoor julle daar, want ons het nog nie, ons verstand is nog nie heeltemal ontwikkel nie. Want ons weet nie presies wat aangaan met die lewe nie. Ek dink partykeer ons moet eintlik gebore word as ons 30 is. Dan sal ons miskien verstand hê. Maar die probleem is, luister vir my, die probleem is ek en jy sondig van baie klein af. Dis dit. Tot nou toe, met ons almal wat hier so sit, wat wedergebore is, sondig ook. Kara, kan ek jou iets vra? Hoekom sondige mens? Why do we sin? Why do we sin? Okay, maar hoekom sondig ons? Kan ek vir jou sê? Want dit is lekker. Okay? Want dit is lekker. Weet julle hoekom? Want ek en jy sal nie 'n ding doen wat nie lekker is nie, want ons wil nie 'n ding doen wat nie lekker is nie. Kom, is dit nie so nie? Ons wil dit nie doen nie. Maar as dit lekker is, dan loop hy glad hoor. Yes, hy loop. Nee, dan loop hy glad. Dis nou soos 'n stukkie steak, net so, nee, so 'n stukkie steak wat so lekker sag is en hy loop so glad in die keel af.
Hy sê, ek en jy sondig van geboorte af. Psalm 51 vers 5 sê. Hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Ok, nou dis nou die gedeelte van die fisiese geboorte. Nou gaan ons 'n bietjie verder gaan, en ons begin met die geestelike geboorte. Johannes 3 vers 3 sê, hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Met wie Jesus hier gepraat? Kom weer? Jy het nog gesê? Met mense. Ok, maar met wat se mense het hy gepraat? Is dit nie met Nikodemus nie? Hy sê, ons word gebore in die gees, Johannes 3 vers 5 tot 8. Hy sê, Jesus antwoord, nou daar's 'n dubbelpunt, met ander woorde, hierso kom nou 'n dingetjie wat nou 'n beskrywing is. Hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat beteken dit? Wie wil 'n kans vat? Net so. So uit water en uit gees uit. Uit water en uit gees uit. Dan sal ons die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy sê, wat uit die vlees gebore is vlees. Maar wat uit die gees gebore is gees. Nou sê hy sê, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word. Hy sê, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie, of waarheen daai wind gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nou wil ek met jou praat oor die woord en oor gees. 1 Petrus 1 vers 23. Hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Wie gee vir ons lewe? God gee vir ons lewe. Wie is in beheer van jou lewe? Is jy self in beheer van jou lewe? Mense, jy is in niks van beheer nie. Jy dink jy's in beheer, maar jy's nie in beheer. God alleen het die mag oor lewe en dood. God alleen. Ons is control freaks. Luister vir my. Ons is control freaks. Ons wil alles kontrol om ons. Ons wil alles regmaak. Ons wil allerlei ander planne maak. Maar ons planne werk nooit uit soos wat ons dit wil hê nie. Kom nou, of omtrent nooit. Maar as ek en jy op die Here vertrou en ons het tot wedergeboorte gekom, dan sal God jou paadjie vir jou gelyk maak. En dan kan ek en jy sê, ek is afhanklik van my Skepper. Want hoekom? Want hy is my raadsman, die Heilige Gees is my raadsman en die Heilige Gees is my leidsman. So ek moet vir die Heilige Gees raad vra, wat moet ek nou doen? En ek moet vir die Heilige Gees leiding vra oor hoe ek dit moet doen. Ek en jy probeer altyd om hier tussendeur 'n plan te maak en so, en ek weet, ek het dit gedoen. Ek begin by plan A en ek stop by plan ZZ. En dan kom ek agter, okay, dit werk nie. Beterste, ek kom op my knieë, of ek lê op my aangesig voor die Here en ek vra die Here, Here asseblief sort nou maar net hierdie ding vir my uit, want ek is nou moeg gesukkel. En ek sê nou vir jou, ek weet jy sê nie, ons die meeste van ons maak so. Die meeste van ons maak so. Ons wil altyd ons eie planne maak.
Hy sê, die woord vir ons sê vir ons, hy sê jy bid, maar jy ontvang. Want dit waarvoor jy bid, wil jy, of waarvoor jy vra, wil jy in jou eie begeerlikhede en in jou eie welliste deurbring. Met ander woorde, ek en jy gee 'n grocery lys vir die Here. En sê vir die Here, ons wil dit doen en dit doen en dit doen en dit doen, en by the way, Here, net in case, geef my net hier so jou truitjie, net in case jy nou nie vandag genoeg is nie, vat ek hom na my pakkie en ek hou hom hier so by my, want ek wil kyk of ek dit nie beter kan doen as jy. Kom, dis die waarheid. Maar beter, ons kom en ons gee die pakkie wat ons het vir die Here, en ons sê vir die Here, ek weet nie wat nou hier aangaan nie, maar ek vra net vir u weet, die woord sê ook vir ons, die Here sal ons gee die begeertes van ons hart. Soek allereers die koninkryk. Ja, soek die koninkryk van God. Onthou nou, ek praat nou van met kinders van die Here, né? Praat met die regte mense. Ek praat met kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here. So, jy klaar die koninkryk van God gesoek. OK? En dan sal jy kry die begeertes van jou hart. Luister, mits ek en jy opreg is in dit wat ek en jy wil doen. Titus 3 vers 5. Hy sê nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. OK? Maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die bad wat hy so van praat beteken loutron, né? Is deur die bad of deur te bad of te was, om skoon te word, om geheilig te word. Die bad van wedergeboorte. Met ander woorde, wat gebeur as ek en jy tot wedergeboorte kom? Die ou mens word afgelê. Die ou mens, die vieslike mens, wat die bose gedoen het, word afgelê. En ek en jy begin streef daarna, om 'n nuwe lewe te lei, 'n lewe wat ons in Christus kan hê. Dit is en wat Christus vir ons wil hê. Mense luister, ons hemelse Vader wil nie hê ek en jy moet verlore gaan. Ek en jy is veronderstel om 'n geestelike ruggraat te hê, wat 'n sterk ruggraat is, wat jou kan laat staande bly met die oomblikke van swakhede, met die oomblikke van omstandighede, met die oomblikke van situasies en met die oomblikke van mense. Hoor nou wat ek vir jou sê. Waar kry mense die seerste? In die kerk. Hoor wat ek vir jou vertel. OK. Nou gaan ek weer sê, hoekom kry ek en jy seer in die kerk, maar ons kry nie seer by ons werke nie? Kom nou, hoekom kry ons nie seer by die werke nie? Want by die werk is ons nerve lekker dik en ons het eelte en daai goed, maar as ons in die kerk kom, is ons verskriklik fyngevoelig. Verskriklik. Jy moet net nie vir my kyk nie, asseblief. Maar die ou het my nou nie gegroet nie. Maar die ene daai, het jy gesien hoe lyk haar hare? Het jy gesien? Dis iets verskrikliks. Hoekom ruil ons dit nie om? En ons kry 'n lekker dik, vet olifant in 'n renostervel as ons in die kerk is, want ons dien die Here in gees en in waarheid. Want ek en jy se nervies in die kerk, ek praat oor die algemeen, is maar dun geskaaf as dit kom by dinge in die gemeente en as gemeenskap van die heiliges, van die heiliges. Want ons kry tog so verskriklik en so verskriklik maklik seer.
binne in die kerk. En dis nie veronderstel om so te wees nie, want ons is wedergebore kinders van die Here, ons kan sterk staan. En as jy sukkel, hoor nou, as jy sukkel met die goed, nee, dan maak jy net so. Maak net so. Skud daai gemors hierso van jou skouers af. En maak, soos wat die polisiemanne maak, is hulle maak net wat hulle lus het. Hoor wat ek, verstaan julle wat ek sê? Hulle is die mense wat in die polisie en by die gevangenisse is, en daar is so, hulle weet presies, wat is dit 'n harde lewe. Hierso is 2, julle kan hulle vra. Is dit maklik? Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Want hulle sien dit dag vir dag. Ek en jy sien dit nie altyd. Hulle sien dit dag vir dag vir dag. Ons nervies moet bietjie, ons hande moet 'n bietjie heel te kry. Kom ons kyk die vrug van nuwe geboorte is heiligheid en liefde. 1 Johannes 3 vers 9. Hy sê elkeen wat uit God gebore is, hoor hierso, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in hom bly, God se saad bly in my en in jou. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God uit gebore. Dit beteken, ek en jy, die woord van die Here sê vir ons, hy sal jou nie bokant jou vermoë laat versoek nie. En met elke versoeking wat oor jou pad kom, sal hy vir jou uitkoms gee en hy sal vir jou 'n antwoord gee. So ons het nie nodig dat ons, en ek praat van, luister, ek praat van gewoonte sondes, né? Daai ene wat Jesus so onder jou armpie sit en hierso so mooi toemaak. Dus ek noem hom help you train your dragon. Daai ene wat jy so wegsteek hier, die botteltjie of die dingetjie daar so, daai ene wat jy so moet waai, daai ene wat jy so wegsteek. Daai ene wat jy dink niemand sien raak nie. Maar as jy so verbyloop, ryk jy hom sommer op, jy hoor hom sommer hoe hy praat. Kom, ons hoor dit mos, dit is ons nou maar so. Moenie 'n fout maak nie, almal word kwaad, en moenie 'n fout maak nie, ek kan my kuite 40 bar oppomp. Nou, julle het al gesien hoe ons so lyk dit, né? Dit is soos vrouens wat hoë hakskoene het, né? Dan maak net so, dan is hy kuite knop baksteenhard. So, want dan wip ons uit ons bloedgroep uit. Dit is nou maar net so. Maar ons het iemand wat deel is van ons, wat ons kan help as ons dit wil, wat ons kan help om nie te reageer op die aksies van ander mense. Ons het nie nodig om 'n reaksie te toon nie, maar ons hou daarvan, want ek is mos reg en jy's verkeerd. Kom, is dit nie so nie? Geestelike geboorte in die volk van Israel, Deuteronomium, Ou Testament, 32 vers 18, hy sê, 'n steenrots wat jou verwek het jy verontagsaam en jy het God vergeet wat jou voortgebring het. Mense, daarso is die ding. Ek en jy kan nie toelaat dat ons afstand doen van die Here af en teruggaan op ons ou weer en God verlaat en God versaak nie. Kom ons kyk. Ek sluit af hierso. Liggaamlik of geestelike gestremdheid vanaf geboorte. Johannes 9 vers 1. Hy sê, dit is die Here wat hier praat, en dit is die Here Jesus Christus wat hier werk. Hy sê, en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van geboorte af. En hy vra hom, wil jy gesond word? En hy sê vir hom, ja, ek wil gesond word. En hy sê, jy kan sien. En Jesus kom
en hy maak hom gesond. Handelinge 3 vers 2 sê, hy sê daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krippel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Okay? Dis 'n arme man, en hy was krepeel gewees. En daai persoon het gesond geword deur die krag van die Heilige Gees. Handelinge 14 vers 8. Hy sê in 'n Lystra het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, krepeel van sy geboorte af en hy het nooit geloop nie. En daai man is gesond gemaak. Kom ek gaan praat gou met julle oor die bad van Bethesda. Jesus gaan en hy gaan na die bad van Bethesda toe. Nou die bad van Bethesda in Jerusalem was gewees die hospitaal. Dit was die hospitaal. Engele het gekom en hulle die water geroer, so, en die persoon wat dan eerste, die siek persoon, wat dan eerste binne in daai bad inklim, word genees. Maar daar was 'n man wat vir baie jare al krepeel was. En hy kan nie by die bad uitkom as die water geroer word. Want daar was nie op 'n spesifieke tyd wat dit gebeur het. Okay? Nou kom Jesus daar hy kom daarso van die skaapspoort af, en hy kom daarso na die bad van Bethesda toe, en hy begin, en hy doen iets wat die hospitaal nullify. Met ander woorde, hy maak die hospitaal tot niet. Want hy stap en hy vra vir die man, hy sê vir hom, wil jy gesond word? Sê ja, maar kan nie, want as die engel die water roer, dan is ek te laat om daar by die water uit te kom. Sê vir hom, staan op, neem jou bed op, en loop. En wat maak daai ou? Hy staan op, hy vat sy bed, en hy loop. En dit was 'n Sabbatdag. En daar die Here Jesus deur moeilikheid. Omdat hy gespreek het, hy het nie aan jou gevat nie. Hy het net gepraat. O, jy het nou 'n werk gedoen. Kom, is dit nie wat hulle sê nie? Jy het nou 'n werk gedoen. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes kom vertel dit. Hoe maklik is dit om te sê, kom ons kom by mekaar en ons bid vir iemand om gesond te word. Kom, hoe maklik is dit? Maar nou wil ek gou iets bylas. Hoe moeilik is dit om vir iemand te gaan bid om gesond te word? Want die meeste van die kere, ek sê nie altyd nie, die meeste van die kere kom ons sê ja, maar daai ene is nou so en so en hulle sit in die situasie en in die omstandighede, want jy sal my nou nie glo nie, want hulle het dit gedoen en 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 dat gedoen. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Maar iedere een van ons is skuldig daar. Ons moet kom en God begin dien in gees en in waarheid. Ons moet 'n geestelike ruggraat kry wat ons sterk hou en staande laat bly teen die aanslag van die vyand, teen die aanslag. Onthou, ons het 3 vyande. Heel eerste ene is ek. Die tweede ene is die mense om my. Die derde ene is eers die duiwel en sy trawante en sy demone. Hy's nie eerste nie. Ons gee die duiwel al die eer. Is dit nie so in die Karel? Ons gee die duiwel, jammer is die duiwel, dis nie die duiwel nie, heel eerste is dit jy man. Daai tussen jou linker en regte oor, daai met daai 3,5 pond grys breinmassa, daar is ons die grootste moeilikheid. Want ons wil alles uitwerk, ons wil alles uitredeneer en ons wil altyd argumenteer, en ons wil altyd argumenteer. Ons het 2 ore en ons het 1 mond.
Maar het smaak by ons het 40 monde en 1 oor. Want ons praat altyd net te veel. Ja, ek sal op lag as ek jy. Ons praat altyd, nee Debbie, ja, sien dat. Dis nie jy sê hoor. Ons praat altyd te veel en ons wil oor alles moan en groan. Ja, laat so. Ons sien dit net so. Meneer, ek ook wat. Ja, ek kan net so vanaf kerk. Ek en jy moet kan opstaan. Staan op. Maak so, dit 'n bietjie los. En sê vir jouself, ek het 'n geestelike ruggraat. Want Jesus het hom vir my gegee. Daar's hy. En ek sal God dien in gees en in waarheid. Sê dit vir jouself. Ek sal God dien in gees en in waarheid. Amen. Moenie sit. Die Here sal jou seën en die Here sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal in jou vrede gee. So kan ek en jy gaan en almal wat ons ontmoet en ons familie en ons vriende en ons kennisse en almal wat ons sien, kan ons hulle gaan seën met die seën van die Here. En daarmee vra ek ook, laat die Here ons sal seën met sy seën, laat hy ons grondgebied sal vergroot en verbreed, en dat die onheil van ons af sal wegweer, voordat dit ons tref. In die naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen. Halleluja.